Ken jy God se adres? Ons elkeen het 'n adres. Wanneer ons gevra word by enige vorm wat ons invul, word ons adres gevra. Ken jy God se aardse adresse? In Genesis 3 het God hom bekend gemaak in die tuin. Toe moes God trek, want sonde het in die wêreld gekom. Ek lees in Eksodus 33, God se tweede aardse adres is 'n tent, die tent van ontmoeting waar God met Moses gepraat het. 'n Klompie jare later, toe die Israeliete in Jerusalem aangekom het, het hulle die tentpenne van God se adres verander. Toe word dit 'n tempel, God se derde aardse adres. Toe Dawid, sedert die tyd van Salomo en in die tyd van al die profete, was die tempel die plek as jy God wou gaan ontmoet, waar jy vir jou sondes kon offer, waar jy God kon loof en prys. Toe was dit die tempel. En toe trek God 'n vierde keer. Hy het begin in 'n tuin, en toe 'n tent, en toe 'n tempel, en toe word Jesus die vierde adres. Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword. Hy het onder ons kom tent opslaan, staan daar letterlik, en ons het sy heerlikheid gesien, wat hy het as die enigste seun van God. En toe Jesus terug gaan hemel toe kom God se vyfde aardse adres, tempels. Toe word jy en ek die lewende tempels van God. Paulus vra vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 6 vers 18, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van God wat in julle woon nie? So, ken jy God se adresse? Hy het getrek vanaf 'n tuin, na 'n tent, na 'n tempel, na Jesus. En nou is jy en ek, wat in Jesus glo, sy aardse tempels. Nou bly Jesus in ons, totdat die wederkoms aanbreek. Kom ons wees goeie, heilige, mooi tempels van die lewende Here.